Hoofnuus vanaand. 'n Koue front bring sneeu en gure weer oor groot dele van die land. Motoriste word gemaan oor implikasies van fase 2 van die aardtoe verkeersstrafstelsel. Goeienaand en baie welkom vanuit 'n koue Johannesburg. Intussen net sneeu oor groot dele van die land geval. Die pieke van die Swartberge naby Oudtshoorn in die Wes-Kaap was ook met 'n sneeukombers bedek. Die Swartbergpas is vir verkeer gesluit met owerhede wat waarsku teen 'n dik laag ys op die pad en sterk wind wat die toestande uiters gevaarlik maak. Maar die waarskuwings het nie sommige besoekers afgeskrik om die sneeu eerstehands te gaan beleef nie. Vir die besoekers was die vroeë oggendrit beslis die moeite werd. Hulle het die koue trotseer vir 'n onvergeetlike oomblik. Vanoggend het ons 4 uur opgestaan, moeilik met die kinders, maar ons was baie passievol om hier te kom om die sneeu te sien en ons het glad nie spyt nie. Deurgery, bietjie geëet en net om almal se gemoedere reg te kry en hier sneeu dit nou en dit is 'n ondervinding wat ek vir niks sal ruil nie. Ek sal weer vroeg opstaan. We left the house at 5 o'clock and drove right through. Our hopes, didn't look like there was much snow and eventually we got to the top here. Maar hoewel die sneeu 'n groot trekpleister vir besoekers is die toestande op die pas allesbehalwe ideaal. Daar is 'n dik laag ys op dele van die pad, terwyl sterk wind en vinnig veranderende toestande dit uiters gevaarlik maak om te reis. Plaaslike sake-eienaars sê 'n balans moet gevind word sodat mense steeds die sneeu kan geniet, maar ook om hulle veilig te hou. Sover die toerisme aanbetref, dink ek moet 'n ou verder as dit kyk en kom kyk waar dit tot waar is dit veilig en dan net 'n sekere getal karre deur te laat waar dit 'n veilige omdraaipunt is en sê vir die mense dis tot ver jy kan gaan en dan sit veilig vir die mense en hulle beskadig nie die pas nie en jy ontneem nie hierdie wonderlike ervaring van klein kindertjies en mense wat dit baie graag wil sien nie. Die paaie bly tot verdere kennisgewing gesluit. Ons versoek inwoners en besoekers dringend om nie na die Swartbergpas of die omliggende gebied te reis nie, selfs nie om die sneeu te besigtig nie. Die pad is glad en toestande kan vinnig verander. Motoriste word versoek om die sluitings te respekteer en van alternatiewe roetes gebruik te maak. Tanya Krause, SAIK nuus, Swartbergpas naby Oudtshoorn in die Wes-Kaap. Uiters koue weerstoestande met reën, mistige weer en swaar sneeuval kom in ander dele van die land voor. Verskeie bergpasse is ook in KwaZulu-Natal en in die Oos-Kaap gesluit. Duisende motoriste keer na die lang naweek terug huis toe met sowat 1000 voertuie wat per uur op die N3 deur die mooi rivier Tollek na Gauteng beweeg. Vertragings word veroorsaak deur mis en ys op die paaie. Die R617 en R56 roetes na Kokstad, Swartberg, Onderberg en Matatiele en die N2 driehoek naby Kokstad is vir verkeer gesluit. Sneeu val ook op die N3 tolpad naby die Middellande en op hoogliggende gebiede soos Sanipas en Giants Castle met temperature van -4 grade. Noodlenigingsspanne en verkeersowerhede is op gereedheidsgrondslag terwyl temperature steeds daal. In die Oos-Kaap is die Barkleypas tussen Koa en Barkley Oos op die R58, die Penhoekpas tussen Kumani en Jamestown op die N6 en die Boesmanshoekpas tussen Sterkstroom en Molteno gesluit. Verkeer word ook ontwrig by Kwashasnekpas tussen Matatiele en Lesotho, asook deur die Loodsbergpas op die N9 tussen Robert Sobukwe-dorp en Middelburg. Motoriste is gemaan om die bergpasse te vermy met verskeie voertuie wat op die roete vasgekeer is. Kleinboere is bekommerd oor die gebrek aan veiding vir hulle diere en het die regering gevra om hulle te help. Swaar reën het ook oor dele van die Noord-Kaap uitgesak met temperature onder vriespunt wat in Danielskuil en Sutherland voorkom. Sneeu het ook op Noupoort en Richmond geval, maar dit het reeds begin smelt. Ysige weerstoestande word nog tot donderdag voorspel. Die Johannesburgse nooddienste sê hy is op 'n hoë gereedheidsgrondslag vir die koue front wat die stad en ander dele van Gauteng getref het.
Owerhede sê hulle is bekommer dat alternatiewe maniere van verhitting soos vuur en parafin 'n gevaar vir inwoners in informele nedersettings inhou. Sake-eienaars in Bram Fisherville in Soweto en Gauteng sê intussen hulle kon weens die bibberweer nie hulle onderneming soos normaal bedryf nie. Volgens die Suid-Afrikaanse Weerdiens word 'n maksimum temperatuur van 4 grade Celsius môre vir Johannesburg voorspel. Minstens 20 mense het gesterf, talle is beseer en verskeie geboue is beskadig nadat 'n kragtige aardbewing van 7,4 Kolombie getref het. Aansienlike skade is in die Chaco-provinsie aangerig. Minstens 20 geboue het in die stad Cali ineengestort met mense wat binne vasgekeer is. Die stad het spanne van Bogota en Medellin versoek om met reddingspogings te help. Geboue is ook in Pereira beskadig, terwyl die skokgolwe tot sover as Bogota en Venezuela gevoel is. Hoewel daar geen tsunami gevaar is nie, waarsku owerhede teen moontlike naskokke. Die Chinese owerheid het meer as 1 miljoen mense na veiligheid gebring nadat tyfoon Dolphin die land se ooskus getref het. Inwoners van China se finansiële kern, Shanghai, moes ook vlug vir swaar neerslae en wind van tot 150 km/h. Dolphin is die sterkste storm wat China tot dusver vanjaar getref het. Bykans 1000 vlugte in Shanghai is afgelas. Skepe is beveel om na hawens terug te keer en treindienste is opgeskort. Hoewel Dolphin afgegradeer is na 'n tropiese storm, duur die gevaar van ernstige oorstromings en grondverskuiwings voort. 'n Weerwaak vir swaar neerslae is ook uitgereik vir die Chinese hoofstad Beijing en tot 500 mm reën is voorspel vir Xinjiang. Duisende mense in Kanada se Brits Kolumbie moes hulle huise ontruim nadat 'n vinnig verspreidende veldbrand oornag bykans verdubbel het in grootte. Satellietbeelde toon die omvang van die brande wat oor die provinsie woed. Brits Kolumbie het Saterdag 'n noodtoestand afgekondig, na mate warm en droë toestande die gevaar van verdere verspreiding verhoog. Sowat 1500 brandbestryders bestry tans meer as 100 aktiewe veldbrande. Volgens die Kanadese Bosbrandsentrum het veldbrande vanjaar reeds sowat 4 miljoen hektar in die land verwoes. Die familie van een van die mans wat die naweek in 'n massaskietery in Langa, Kaapstad gesterf het, sê hulle sukkel steeds om die verlies te verwerk. Familie en vriende van Ayabonga Gaga in Langa het 'n biddiens vir hom gehou. Hy was een van 5 mense wat die naweek in die gebied doodgeskiet is. 'n Familie in rou gedompel, byeen vir 'n biddiens. This is a very painful moment for the family at the moment because the father is not working. He was in hospital for an extended period and he just got out of hospital close to end of June, and we were beginning to think that we should take him to the Eastern Cape, and now this happens. As a family, we are deeply hurt. Die gemeenskap is geruk deur die voorval. The mood in the community is quite sad. Everyone is shocked because it is also the first time that we are experiencing a massive shooting of this nature in this community of Langa. We always consider Langa as one of the better safe communities in Cape Town, you know, where people always feel welcome, where everyone always feels part of this community. But this incident has shocked us and gives us questions as to how safe are we within our communities. 6 ander mense het ook die naweek gesterf in 2 afsonderlike massaskietvoorvalle. 3 mense is in die Barcelona informele nedersetting in Guguletu doodgeskiet, terwyl 3 mans aan skietwonde beswyk het in die TR section in Lingiletu Wes, Khayelitsha. Coben August, SAK nuus, Kaapstad. Fase 2 van die R2 verkeersstrafstelsel bring groot kopsorge vir motoriste. Dit en ander nuus net hierna.
Welkom terug. Fase 2 van die R2 verkeersstrafstelsel het verlede maand ingetree in 62 munisipaliteite insluitend Johannesburg en Pretoria. Die Wes-Kaap en 'n oorblywende 151 munisipaliteite landwyd sal tydens fase 3 ingelei word. Die motorbedryf personeelvereniging MISA en die maatskappy Fines for You waarsku dat volgens die stelsel aanmanings bestuurders binne 10 dae sal bereik. Verkeersboetes word elektronies uitgereik aan motoriste wat padreëls oortree het met die administratiewe beoordeling van padverkeersoortredings of R2-stelsel. Motoriste kan dus nie meer aanvoer dat hulle nie in kennis gestel is van boetes nie. Volgens R2 is ou verkeersboetes steeds geldig en moet vereffen word. Motoriste wat versuim om hulle boetes te vereffen, kan strafpunte kry en hulle bestuurderslisensies kan tydelik of permanent opgehef word. 15 strafpunte is die maksimum wat 'n motoris kan opbou. Die verkeersboete bestuursmaatskappy Fines for You moedig motoriste aan om die nuwe R2-wetgewing te bestudeer. Knowledge about the new ARTA Act is very important, and it's all over, and the Gazette you can download and you can know what is outstanding. A lot of people now run and they want to go and pay all the fines outstanding. You must make sure what is really outstanding. ARTA website is www.arto.gov.za. Do not use anything else. It is very important that you go on the correct website to go and check your fines. Die motorbedryf personeelvereniging reken die R2-wetgewing sal padsterftes in die land verminder. This is a big step from the Department of Transport to get safer to enhance road safety, and we must welcome this. We must all cooperate with this as far as possible. We can't turn around. This has been to the Constitutional Court and back, so it's here. It's inevitable, and we must give our cooperation with that. Motoriste word gemaan om altyd hulle rybewyse by hulle te hê en verkeersreëls te gehoorsaam. Die Gautengse ALR vir onderwys, Lebogang Maile, het munisipaliteite in die provinsie beveel om skole met agterstallige skuld se elektrisiteits- en watertoevoer te herstel. Maile dreig munisipaliteite met regsoptrede vir wat hy bestempel as roekelose optrede. Die ALR het ook bekend gemaak dat Gauteng reeds amper 500.000 aansoeke vir volgende jaar se graad R en 8 plasings ontvang het. Maile sê die Gautengse onderwysdepartement befonds skole se nutsuitgawes. Hy sê die departement oorweeg dit egter om die befondsing te sentraliseer om te voorkom dat skole direk met munisipaliteite hoef te handel. I'm warning the municipalities for the last time today. Whatever school that is disconnected must be connected immediately. And if they don't do that, we are going to explore our legal options, because you can't disconnect schools. Whilst at the same time, we want to urge our schools to pay because they've got the money. Die Gautengse onderwysdepartement is onder kwaai druk weens 'n stygende aantal leerders wat moet plek kry in skole. Die departement het reeds meer as 450.000 aansoeke gekry vir plasings aanstaande jaar en die syfer styg steeds. We've got 93,864 grade 1 applications. So I've got a live, I'm able to look at this every minute to monitor it. It basically says that we've got a lot of learners who will be coming into the system, and it means we will need teachers, not just schools. Skole in Gauteng bars uit hulle nate en Maile sê so wat 35 miljard rand word benodig om minstens 200 bykomende skole te bou. Tussen 50 en 100.000 leerders buite die provinsie reis jaarliks na Gauteng vir onderrig. Die burgerregteorganisasie die South African Church Defenders sê die kommissie vir die bevordering en die beskerming van die regte van kultuur, godsdiens en taalgemeenskappe se besluit om lisensies vir pastore en kerke verpligtend te maak onderdruk die vryheid van godsdiens.
Verskeie kerke en lede van die organisasie het 'n griefskrif aan die kantoor van die premier van Limpopo oorhandig. Die organisasie sê die CRL-kommissie word gebruik om die integriteit van die kerk aan te val. Die kommissie wil pastore en kerke verplig om lisensies te hê, as ook 'n portuïergroep beoordelingsstelsel vir godsdienstige instellings implementeer. When the CRL speaks about legislation, that is not their area that they are allowed to operate on. We see that these attempts are coming from somewhere else because it is not coming from our constitution and it cannot be allowed. Optoggangers meen die regering ondermyn godsdiens. Hy sê ons ondersteun die betoging omdat dit vir ons en kerkleiers se godsdienstige regte gehou word. Daar is nie meer respek vir kerke nie. Sy sê kerk is belangrik. Ons leef steeds danksy God. Dit is belangrik om by 'n kerk te kan bid. Ons kan nie by die huis bid nie. 'n Verteenwoordiger van die kantoor van die premier het beloof dat die griefskrif aan owerhede oorhandig sal word. 'n 36-jarige ma van Namakwaland in die Noord-Kaap se drome is onlangs bewaarheid toe sy as 'n mynreddingsreaksielid gekwalifiseer het. Dit is fisies veeleisend om die kwalifikasie te bekom en minder as 10 vroue in Suid-Afrika het dit reeds suksesvol voltooi. Die vroue in die bedryf hoop dat meer in hulle voetspore sal volg. Hulle is van die eerstes wat opdag sodra 'n ramp by 'n myn plaasvind en hardloop gewoonlik loodreg in die gevaar in. Die fisiek veeleisende potensieel gevaarlike werk is al 'n rukkie Angela Lindetjie se droom. Sy werk nou by die Vedanta myn by Aggeneys naby Springbok en leef nou haar droom. Ek moes fisies, emosioneel en geestelik baie sterk geword het. Dit is nie 'n oornagstorie nie. Dit is 'n voortdurende oefen om jouself te verbeter. Dit is altyd beter om te streef daarna om beter te wees as gister. Ek het skaars my lisensie gekry en toe is daar ook al 'n call-out. So ek dink wat gebeur is adrenalien skop in, jou kennis skop in. Jy bly kalm en gefokus. Tot onlangs was dit 'n loopbaan slegs vir mans, iets wat stadig besig is om te verander. Hierdie jaar het 'n aantal vroue die kursus voltooi. Dit is 'n baie groot verantwoordelikheid ook teenoor my kapteine, my spanlede, teenoor die myn en my gemeenskap. Lindetjie sê vroue wat by die elite reddingsspanne wil aansluit, moet hulle nie daarvan laat afskrik nie, selfs al lyk dit aanvanklik uitdagend. Sy hoop dat oor die volgende paar jaar daar ten minste 1 vrou per span sal wees. Ulrich Hendricks, SAK nuus Kimberley, Noord-Kaap. En met die koue weer wat die land in sy greep het, sal jy beslis wil weet wat die weer vir môre inhou. Dit en die sport volg net hierna. Bly ingeskakel. Netbal Suid-Afrika het Vrouedag gevier met 'n groot skare toeskouers wat die 4de dag van die Spar Nasionale Kampioenskap in Kaapstad bygewoon het. Meer as 2000 spelers en beamptes van reg oor die land is by Hoërskool Stellenberg byeen vir die toernooi. Dit beklemtoon netbal se status as die grootste sportsoort vir vroue in die land. Die binneshuise paviljoene het groot skares gelok waar die meeste van die senior A afdeling wedstryde gespeel is. Wedstryde wat op die buitebane gespeel is ook goed ondersteun. Die Proteas afrigter Jenny van Dijk wat pas terug is van die Statebond spele, is beïndruk met die hoë standaard spel wat gelewer is. It's just been so competitive and it's giving us a good indication on where our players are at when it comes to big match temperament and playing under pressure. So it's good for them to have these competitive matches. Keurders het die bane dopgehou vir opkomende talent. 'n Span sal na die kampioenskap gekies word
wat volgende maand aan die Afrika Nasiesbeker in Kenia gaan deelneem. We love to have a look at all the different teams and we love to know our players by name. So it's definitely good for us to be here and we want to be here. Die nasionale kampioenskappe vind nog tot Dinsdag plaas. En ons groet uit 'n ijskoue Johannesburg. Ons hoop jy is warm en veilig waar jy ook al is. Tot môre aand. Totsiens.